Goeiedag geliefde, dankie dat jy weer tyd maak om saam met ons in God se woord in te delf. Nou, ons is al 4 dae diep in hierdie week se reis deur Markus 4 en ek wil jou aanmoedig gaan lees sommer die hele Markus 4 net om die konteks te kry van hierdie week se oordeenkings. Nou ek glo vandag se stukkie is een van die belangrikstes tot dusver, want na die storm, na die stilte, praat Jesus weer. Maar hierdie keer praat hy nie met die wind nie. Hy praat met sy mense en spesifiek hy praat met sy disippels. Nou Jesus het net 'n oomblik terug die wind stil gemaak. Die disippels was paniekerig, hulle was onseker en Jesus staan op en hy maak die wind stil en hy maak die storm stil. Alles is kalm. Die water lê weer so plat soos glas. Die lug is rustig. Daar's nie wind wat waai nie. En toe draai hy na sy disippels toe, na die wat hom gevolg het, die wat hom geken het, die wat sy stem al gehoor het, die wat hom vertrou, dieselfde mense wat hom wakker gemaak het en gevra het, Here, hoekom het U ons verlaat? Dan kom Jesus en hy sê vir hulle hierdie. Dis die woorde wat hy vir hulle sê. Nadat hy die storm stil gemaak het, maak hy hierdie verklaring of hy vra hierdie vraag in Markus 4 vers 40. Hy sê: "Waarom is julle so bang? Het julle dan geen geloof nie?" Geliefde, vir baie klink dit soos 'n harde vraag, amper soos 'n stukkie liefdevolle konfrontasie, 'n tipe vermaaning. Jesus sê nie ek is teleurgesteld in julle nie. Hy sê nie julle moes geweet het ek sou help nie. Hy vra bloot, hoekom vrees julle as ek dan in die boot is saam met julle? En geliefde, dis dieselfde vraag wat hy dalk vandag vir jou vra. Jy sê jy glo, maar jy is gevange binne in jou bekommernis. Jy's vasgetrek daar binne in angstigheid en onsekerheid en jy sê hy is die Here. Jy glo hy is die Here, maar jy's verlam van vrees. Jy sê God, Jesus is in beheer, maar jy slaap nie meer deur die nag nie. Hier's die waarheid. Vrees en geloof leef moeilik saam in dieselfde hart. Een gaan uiteindelik die ander een uitwerk of uitdruk. Jesus se vraag is nie om jou skaam te maak nie, dis ook nie daar om jou te verneder nie, dis daar om jou te herinner oor wie is eintlik by jou. Dis asof hy sê, ek herinner jou, ons gaan nie sink nie, in hierdie storm, wees kalm, wees rustig. Ek het gesê, as jy weer eens Markus 4 gaan lees, die opdrag was, klim in die boot, ons gaan na die ander kant toe. En dan herinner hy sy disippels, waartoe hulle pad is. En baie keer is wat met ons gebeur, is asof ons vergeet het, waarheen ons op pad is. En dalk het jy net vergeet, wat God al vroeër vir jou in jou lewe vir jou gesê het. Dalk het hy met jou gepraat deur 'n droom, spesifieke roeping wat hy vir jou gegee het, 'n belofte wat hy al vir jou gemaak het, of met jou deurgepraat het, mense het al dinge vir jou kom sê het, en jy weet, daai was wat God jou na toe roep, maar dan kom die lewe en omstandighede en golwe en jy begin te twyfel. Geliefde, hier is vandag se uitnodiging. Onthou weer, glo weer, herinner jou hart daarin wie in jou boot is. En as jy dit kan vertrou, maak hierdie verklaring saam met my. Sê, Jesus, ek kies om U woorde meer te glo as my vrese. U is in my boot en dit is genoeg. Geliefde, vandag se vraag was direk. Dalk 'n bietjie vermaanend, né? Waarom is jy so bang? Maar môre se vraag gaan eintlik nog dieper en ek wil jou so uitnooi. Moenie môre mis nie. Die vraag gaan dieper want die vraag is, wie is hierdie man wat die storms stil maak? En dis die vraag wat alles in ons lewens verander. Want as jy hom regtig ken, sal jy hom regtig vertrou. So tot môre toe, mag sy teenwoordigheid jou geloof versterk en al die vrese in jou lewe, al die angstigheid, al die onsekerheid, mag dit stil gemaak word. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie vir enorme liefde vir ons. En dankie dat ons vandag kan leer uit Markus 4 uit, dat deur al die chaos wat daai disippels beleef het, met al die vertroue wat hulle reeds gehad het in Jesus, en dan kom die storms, natuurlike omstandighede kom en dit maak hulle angstig en hulle is onseker, en dan kom Jesus in sy teenwoordigheid. Hy maak die storm stil, maar dan vra hy vir hulle, waar is julle geloof? Het julle vergeet wie is saam met julle in die boot? Here, mag ons vandag opnuut besef dat U is saam met ons, elke tree van elke dag, elke oomblik, elke besluit, elke gevoel, elke emosie, elke liewe ding, waardeur ons gaan, U is met ons. Mag ons net stil genoeg raak, om die stiltes wat om ons gebeur in U teenwoordigheid te sien as 'n spasie, waar U eintlik met ons praat en vir ons kalmte en vrede bring. Ek bid nou vir elke persoon, wat worstel met depressie, wat worstel met angstigheid, wat worstel met storms in hulle lewe, wat hulle voel die golwe oorweldig hulle heeltemal, en hulle sien die kans, hulle voel eintlik, hulle wil ophou swem, hulle is al uit die boot uit, hulle voel hulle is aan die verdrink. Daarom vra ek Here vandag,
versterk hulle, staan hulle by. Dis ons gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie julle inskakel saam met ons. Ek sien julle môre, Vrydag vir dag 5. Gaan in vrede. Totsiens.